Vir meeste van ons wat vandag saam luister, is Kersfees verby op 25 Desember. Maar in verskeie Christen kulture en vir miljoene Christene, hoofsaaklik van die ortodokse en die koptiese tradisies in Oos-Europa en ook reg oor die Arabiese wêreld, Palestina en Egipte ingesluit, vier hulle ou Kersdag op 7 Januarie. En dit het my laat besef, Kersfees is verby, maar God se beweging na ons toe is nie. Die nuwe jaar begin nie leeg nie. Dit begin met 'n kind, met 'n belofte, met 'n uitnodiging om alles in te gaan saam met God. Ek en my gesin sit heidaglik hier op Doha en wag vir ons koneksievlug terug Londen toe. En ons moet met 'n ompad vlieg, want dit is hoe ons dit hierdie keer kan doen, hoe God dit bepaal het. In die Kersverhaal lees ons ook van 3 manne wat met 'n ompad terug moes reis huis toe. En dit is natuurlik die 3 konings of die 3 wyse manne, soos ons hulle baie keer noem. En wanneer ons aan die wyse manne dink ons maklik net aan Kersdag. Maar hulle verhaal is eintlik 'n nuwejaarsverhaal. Hulle reis het lank voor Bethlehem begin en dit het nie by die krib geëindig nie. Hulle het 'n ster gevolg, nie met volledige sekerheid nie, maar met volle oorgawe. Die skrif vertel in Matteus 2 vers 10, toe hulle die ster sien, was hulle baie bly en hulle het ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het hom hulde bewys. En let op, hulle bring nie net geskenke nie, hulle bring hulle self. Hulle gaan alles in hulde, aanbidding, oorgawe. En dan gebeur iets wat direk met ons in die nuwe jaar praat. God het hulle in 'n droom gewaarsku en hulle het met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Vers 12. Om Christus te ontmoet beteken om nie net iets by jou lewe te voeg nie, maar om jou rigting te laat verander. Die wyse manne stap die volgende fase van hulle reis in met vrede. Nie omdat alles uitgesorteer is nie, maar omdat hulle God vertrou met die pad vorentoe. Hulle het gereis met 'n geloof wat sê, Here, ek gee hierdie jaar, hierdie pad, hierdie toekoms volkome in U hande. Nie halfpad geloof nie veilig berekende geloof nie, maar geloof wat alles in is. Die vrede van Kersfees is dis nie iets wat ons agterlaat in Desember nie. Dit is iets wat ons saamdra in Januarie en in die res van die jare. Soos Paulus later skryf in Filippense 4 vers 7, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus, ons Here. Aan die begin van hierdie jaar vra God nie eerste, wat moet jy doen nie, maar eerder, aan wie vertrou jy jou pad toe? Om alles in te leef beteken om nie net vir seën te bid nie, maar vir leiding. Om nie net te hoop nie, maar gehoorsaam te stap. Om nie net vrede te soek nie, maar jou besluite daaraan te meet. Soos die wyse manne, word ek en jy genooi om hierdie jaar 2026 met geloof te loop. 1 tree, 1 besluit, 1 ompad en 1 dag op 'n slag. C.S. Lewis het dit so mooi gestel. Life and its hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Kom ons bid saam. Here, aan die begin van hierdie nuwe jaar gaan ons alles in met U. Lei ons paaie, bewaar ons harte en gee ons die moed om gehoorsaam te stap, selfs wanneer ons nie die hele pad kan sien nie. Ons vertrou 2026 volkome aan U toe. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek sien uit om hierdie jaar saam met jou verder te kyk. Tot volgende keer. Totsiens.